voordat ons Jakobus 2, Max, gewoon by Jakobus 2 oop, Jakobus 2 vers 14. Jakobus 2, as jy by Openbaring trek, is jy 'n bietjie te ver. Jakobus 2 is net na Hebreërs. En die rede hoekom hy in die agterkant van die Bybel is, die ouens van die vroeë kerk het nou nie eintlik gedink as deel van die Bybel nie. Maar hulle was verkeerd, soos die Gees bewys het. Jakobus 2, ons gaan van vers 14 af lees. Kom ons sit net so, dan maak ons die oë toe. Ons Hemelvader, dankie dat ons U kon loof vir iets wat in ons lewe gebeur het. En dankie dat ons kan weet, as ons vandag terugkyk na die dag, dan is daar vandat ons opgestaan het tot nou te Here, tientalle dinge waarvoor ons U kan loof. Ons kan U loof vir die lig wat ons kon inasem, ons kon U loof vir 'n dak oor ons kop, vir klere aan ons lyf, vir kos om te eet. Here, ons kon U loof vir U eredienste, ons kon U loof vir almal wat U aangestel het om ons te leer, ons kon U loof vir die feit dat ons hier kon kom, en Here, ons kon U loof vir die gehoorsaamheid wat U in ons hart geplant het, om U te wees. Dis maar enkele dinge, Here. En dan kan ons U nog loof vir 'n vriend of 'n vriendin, vir miskien 'n pa en 'n ma, of vir kinders, dalk vir kleinkinders. Dankie dat ons vanoggend kon sien dat selfs agter kleinkinders daar nog is. En dat ons vanoggend kon sien hoe wonderlik U verbond is, dat U niemand uitsluit nie. En Here, ons kan U loof vir die feit dat ons begeleiding het, en dat ons liedjies het, dat ons nie eers liedjies hoef te skryf nie. Here, as ons in die vroeë kerk was, en ons het nie liedjies gehad nie, wat het ons dan gesing? Dankie vir al hierdie liedjies, wat deur mense geskryf is en deur die Gees geïnspireer is. Here, en dan wil ons U ook loof vir die feit dat U vanaand met ons praat, direk praat, dat U nie doekies omdraai nie. En daarom het ons een gebed vanaand, en dit is, wil U ons gehoorsaam maak aan dit wat ons hoor. Spreek, Here, ons luister en ons gaan doen. Amen. Jakobus 2. Nou, ek wil vanaand die preek in 3 deel, wat nou nie eintlik indelings is nie. Die een is maar net 'n inleiding en die ander is die skriflesing en die ander is die preek. Maar ek wil verwys na 3 gesprekke. In die eerste gesprek waarna ek wil verwys, is donderdag, ons dominees het so 'n geleentheid wat ons bymekaar kom, as my werk het toelaat, dan is ek ook daar. En donderdag het ons 'n gesprek oor klomp ander goed, nie op die einde, net voor ons loop, toe vra ek vir die dominees, toe praat ons oor geloof, hoop en liefde. En ek sê, stem julle saam dat geloof eintlik geanker is in die verlede? Met ander woorde, dat ek die Here vandag dank vir dit wat gister gebeur het. Dat ek glo in dit wat Jesus gedoen het. Hy's geanker in die verlede. Hulle sê toe ja. En Dominee Andrei sê toe, maar soos hoop geanker in die toekoms. Want wat gebeur? Ons hoop op iets wat nog moet gebeur. En ek vra toe, nou maar, wat van nou? Wat van vandag? En Retief sê toe, liefde. Dis wat by vandag pas. Nou is die vraag, wat ek vir my gevra die hele donderdag en vrydag, voor ek Saterdag preek geskryf het, is, wat is nou die belangrikste? Gister, vandag of môre? Wat een is die belangrikste? Wat sê julle? Vandag. Beteken dit nou, dat geloof nie belangrik is nie? Of dat hoop nie belangrik is nie? Nee, dis nie so nie. Dit gaan oor wie die gemeente is, wat die klem is, waarop gelê moet word. Kom ons vat hier 3 voorbeelde. Paulus skryf aan Romeine, wie is hulle? Hulle is 'n klomp heidene, hulle moet tot geloof kom. Waartoe roep hy hulle op? Tot geloof. En dis presies wat ons sendelinge doen, as hulle uitgaan. Hulle sê, vandag moet jy die woord van die Here hoor, en gered word.
Johannes weer praat met mense in vervolging en hy wil vir hulle troos bring. Nou sê hy vir hulle, moenie bekommer nie, die Here gaan weer kom, nou wys hy hulle oog op die toekoms. Maar alles gebeur vandag. En Jakobus weer sit met 'n gemeente vol mense wat almal vir Jesus gesien het. Hulle het tot bekering gekom op Pinksterdag. Hulle glo in die Here. En nou daar al 30 jaar verloop. En wat het nou gebeur? Hulle sê hulle glo, maar hulle werke het al hoe meer en meer en meer minder geword. En dis hoekom Jakobus nou klem lê op die vandag is hierdie dinge. En nou wil ons vir u na die tweede gesprek wys. En dis die gesprek van Jakobus met sy gemeente. En Jakobus is baie ernstig oor die feit dat werke belangrik is. As Paulus praat van liefde, dan praat Jakobus van werke. Dis interessant, die woord liefde is nie een keer in die Bybel of in die boek van Jakobus nie. Die rede daarvoor is omdat hy wil wegskram van die misbruik van die woord liefde. Mense sê maklik ek is lief vir jou, maar dan wys hulle dit nie. Dis hoekom hy wegskram van die woord af. Hy kan nie wegskram van die woord geloof af nie, want dis 'n kernwaarheid in die Bybel. En nou kom hier Jakobus en hy probeer vir hierdie gemeente in Jerusalem, hy was die dominee van Jerusalem, probeer hy vir hulle oortuig dat werke baie belangrik is. Dat werke nie 'n Ou Testamenties fariseëse ding is nie, maar dat dit 'n ding is wat hulle elke dag moet beoefen. En nou kom hy met 'n klomp argumente om hulle te oortuig dat werke belangrik is. En soos ek gaan lees, gaan ek hierdie argumente vir u uitleg. Nou die eerste argument wat Jakobus het, hoekom hy sê werke belangrik is vers 14, dis 'n retoriese argument. Julle weet mos wat's retories, jy vra 'n vraag. Wat help dit my broers, as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so 'n geloof 'n mens red? Retories. En dan kom hy in vers 15 tot vers 17. En hy kom met 'n hipotetiese illustratiewe argument. Hipoteties beteken hy stel iets voor, iets kan gebeur. Nou wat kan gebeur? Hy sê vers 15, sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie, en dag vir dag honger ly, en sê nou een van julle sou vir hulle sê, mag dit met julle goed gaan trek julle warm aan en eet genoeg, maar julle gee nie vir hulle wat hulle nodig het om van te lewe nie. Wat help dit dan? So gaan dit ook met die geloof. As dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Jakobus is oortuig dat die ouens nog nie sy woord glo nie, daarom gaan hy oor in 'n apologetiese argument. Nou julle weet wat's apologeties, nee, verskonend. By die universiteit het jy mos nou apologetiek, waar jy nou sê, daar is verkeerd, hoekom is hy verkeerd? Want dit en dit en dit, in die reg ook. Jy is verkeerd, hoekom? Want die wet sê so en so en so. En dis nou presies wat Jakobus hier doen in vers 18 tot 19, wat sê hy? Maar iemand kan miskien sê, die ene die geloof en die ander die dade. Goed, wys my dan jou geloof, wat sonder dade is, en ek sal jou my geloof wys uit my dade. Glo jy dat daar net een God is? Hy verwys nou na die geleerdes van daai tyd. Hy sê, dit is reg. Die bose geeste glo dit ook, en hulle sidder van angs. En nou dink Jakobus, 3 argumente is te min. Nou kom hy by 4de een uit. En dit is 'n historiese argument. Hy weet die Jode is baie geheg aan hulle geskiedenis. En daarom vat hy nou 2 radikale voorbeelde uit die geskiedenis uit. Hy sê, jou dwaas, wil jy bewys hê dat geloof sonder dade nutteloos is? Ons voorvader Abraham het sy seun Isak op die altaar gelê. Is dit nie op grond van wat hy gedoen het, dat God hom vrygespreek het nie? Jy sien dus dat sy geloof met dade gepaard gaan het, en dat dit eers deur dade volkome geword het. So is die skrif vervul, wat sê, Abraham het in God geglo, en God het hom vrygespreek, en hy is 'n vriend van hom en hy is 'n vriend van God genoem. Julle sien dus, dat 'n mens vrygespreek word op grond van sy dade, en nie net op grond van sy geloof nie. Is Rahab, die prostituut, nie ook vrygespreek
op grond van wat sy gedoen het, toe sy die verkenners weggesteek, en hulle met 'n ander pad laat ontkom het nie. 'n Liggaam wat nie asemhaal nie, is dood. So is die geloof wat nie tot dade kom nie, ook dood. Hierdie laaste vers is soort van 'n uitklophou wat Jakobus het, as hy die woordjie dood gebruik. Nou, julle het al gaan vir die woordjie gehoor, nekron in Grieks. Nee, enige iemand wat hulle gekyk het, het een of ander tyd van nekrofilia of nekrodit of nekrodit gehoor. Dis 'n skokkende woord. En Jakobus sluit af met 'n skokkende woord en hy sê, as jy nie goeie werke het nie, is jy niks anders as 'n lijk nie. Dis waarmee hy afsluit. Jy kan dus sien, vir Jakobus was goeie werke 'n baie ernstige saak. En as jy hierdie gedeelte lees, dan sien jy dat Jakobus die meeste werkwoorde in die teenswoordige tyd gebruik. Met ander woorde, vandag is werke belangrik. En as hy praat van geloof, praat hy van iets wat julle al saam met julle neem. Met ander woorde, julle het al ander dag tot geloof gekom en is nog steeds met julle. Maar vandag moet julle goeie werke doen. Dit is Dominee Jakobus sy gesprek met sy gemeente gewees. En sy kerkraad was so beïndruk gewees met hierdie preek, dat hulle hierdie hele bundel van Jakobus gevat het en op papier geskryf het en dit vir die hele wêreld uitgestuur het. Dit bring my by die derde gesprek vanaand. En dis my gesprek met julle. Nou, ek wil vanaand vir julle sê, en dit is meer belangrik nou as ooit ander tyd. Ons is die geloofsentrum. Wat veronderstel ons daardeur? Dat julle gelowiges is. Waarom gaan ek nie Sondag na Sondag bekering preek nie? Want julle sit hier oor dat julle glo. Maar my werk is om vanaand vir julle te sê dat goeie dade belangrik is. As julle nie goeie dade doen nie, so eenvoudig as dit, dan glo jy nie. Nou jy kan vanaand met my kom argumenteer. Daar kan baie argumente wees. Wat jy vir my kan sê, hoekom jy dink goeie dade is nie so belangrik nie. Of hoekom jy dink dat goeie dade oorskat word. Of hoekom jy sê dat goeie dade eintlik in die katholieke kerk hoort, of laat dit eintlik in die sinagoge hoort. Jy kan vir my vanaand sê, dat ek doen nie goeie dade nie, hoekom nie? Want ek weet nie wat om te doen nie. Ek kom selde in so 'n situasie. Ek is in 'n ryk huis, ek is in grys skool, almal het kos en klere. Wat gaan ek nou doen om goeie dade te bewys? My pa en ma wil nie hê ek moet lokasie toe ry, of hulle wil nie hê ek moet Estuar toe ry en gaan kos uitdeel nie, so ek het nie die geleentheid nie. Dis wat jy vir my kan sê. Of jy kan vir my sê, ek wil graag, ek wil goeie dinge doen, maar nie ek nie, ek is 'n introvert, jy weet, ek is die ouetjie wat in die hoek sit by partytjies. Ek is die ou wat in die klas daar agter sit en met niemand praat nie, ek is 'n introvert. Sorry, ek kan dit nie doen nie. Ek sal vir hulle bid, ek sal my dankoffer gee, net nie goeie dade nie. Dis nie vir my nie. Of jy kan vanaand vir my sê, dat die Bybel sê, jy word uit genade gered, en nie uit geloof of dade nie. Nou, dit is ook 'n argument wat jy kan hê. Nou vriende, ek wil vanaand vir julle sê, dat al hierdie argumente kan weerlê word, en nog menigte ander. En ek wil vanaand vir julle 3 redes wys, hoekom hierdie argumente nie water hou nie. Want dis die belangrikste argumente wat ons weerhou daarvan, om elke dag goeie werke te doen. En die eerste rede, hoekom hierdie argumente nie water hou nie, veral die eerste een, waar jy sê, ek kom nie in situasies waar ek goeie werke kan doen nie. En dit is, God gee vir jou die geleenthede. God gee vir jou die geleenthede om goeie werke te doen. Wat beteken dit? Dit beteken, ek hoef nie daarvoor te gaan soek nie. Dit beteken, ek hoef nie kommissies aan te stel om dit te beplan nie. Dit beteken, ek hoef nie rond te hardloop en te soek vir 'n arme mens
om vir hulle kos te gee nie. God gee vir ons die geleenthede. En kyk na hierdie gedeelte, paar voorbeelde. Vers 15. Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie en dag vir nag honger ly. Daai versie, die feit dat hy broer en suster gebruik, praat hy van mense wat in die gemeente is. En dit wys op mense wat nuwe lidmate is as jy nou in die Griekse teks ingaan. En wat Jakobus hier vir hulle wil sê is, sê nou daar stap 'n nuwe lidmaat daarin, wat arm is. Ek het hom daar ingestuur. En julle sien, daar staan letterlik kaal is. En julle sien dat hy kaal is, maar al wat julle vir hom sê is vrede, die Griekse woord is vrede. Vrede vir jou, mag jy lekker eet, mag jy klere hê, maar die ou staan kaal en hy's naak en hy het nie kos nie. Gaan dit help? Die Here het hom ingestuur, die Here gee die geleentheid. Tweede voorbeeld in hierdie gedeelte, glo jy daar is net een God? Jakobus verwys hier na die professors van die dag. En ek weet, dit kan 'n baie kontroversiële punt wees. Maar as studente, ek weet nie of julle nog nie, in ons dae het ons baie argumente gehad oor filosofie en teologie en al die dinge. En die oud so gesê, en daai oud so gesê, en daai oud so gesê. Indien jy in 'n situasie kom waar iemand sê iets wat teen die woord is, dan moet jy hom antwoord. Dis 'n geleentheid wat God vir jou gee. Ek het een keer in Port Elizabeth gestaan en ek en die prokureur gaan uit op hulle so veranda. En ons staan en kyk so vir die agterplaas. Hy het 'n baie groot praktyk gehad wat hoofsaaklik administrasies gedoen het. En hy vra vir my, hy sê, glo jy in die Here? Ek sê, nie glo in die Here. Hy sê, ek's 'n regsman. Wat ek nou vir jou vertel is skokkend. Ek's 'n regsman, maar kom laat ek vir jou sê dat Jesus se geboorte is gegrond op 'n verkrachting. Want daar was niemand betrokke by nie. Ek sê vir hom, jy is seker nie ernstig nie. Hy sê, is ernstig. Ek sê, glo jy nie in die Here nie? Hy sê, nee, jy moet nie my probeer oortuig nie. Ek sê vir hom, die Here gaan jou straf. En ek loop. 'n week later, toe gaan hy Kaapstad toe. Hy het probleme gehad het met sy longe en hy het nie die dokters in Port Elizabeth vertrou nie. Toe het hy longkanker. 2 maande later is hy dood. Ek was 2 weke voor hy dood is by hom, hy het nog sy standpunt gehandhaaf. Prys die Here, hy is waar hy hoort. Glo jy, daar is net een God. Jy gaan in 'n situasie kom, dat jy vir iemand moet verduidelik. Abraham, die Here het vir Abraham 'n geleentheid geskep. Dink jy nou enige tyd, dat Abraham uit sy eie uit, vir die Here sou sê, Here, as ek my seun Isak offer, dan doen hy goed aan my. Hy het nie. God het vir hom gesê, gaan offer vir Isak. God het vir hom die geleentheid gegee, om goed te doen. Rahab wat die 12 verspieders met 'n ander pad weggestuur het. Dink jy vir een oomblik dat Rahab hulle op die straathoek opgetel het? Nee, sy het nie. Hulle het by haar deur aangeklop. Hoekom? Want die Here het hulle soontoe gestuur en die Here het vir Rahab die geleentheid gegee om goed te doen. Jy kan dus sien dat die Here vir ons geleenthede gee om goed te doen. Ons moet dit net raak sien. Vandat ek opstaan tot ek gaan slaap, stuur die Here mense op my pad wat my hulp nodig het. En ek moet daai geleentheid net raak sien. Vat byvoorbeeld in die kerk. Vanoggend het hulle weer gesê van die groot ramp in Nysna. Daar's familielede wat sy huis afgebrand is. Vir die gemeente gevra om bydraes te gee vir die gesin. Hulle huis was nie verseker nie. Dis 'n geleentheid. Daar's baie ander geleenthede waarby jy betrokke kan wees. Jy sien iemand sukkel. Hy sukkel om te lees, hy sukkel om 'n werkstuk te doen. Jy gaan nie vir hom lag nie, gaan vir hom sê, kan ek jou help? Ek sien nie, verstaan nie die goed nie, kan ek dit vir jou verduidelik? Daar's talle voorbeelde. Ek wil nie voorbeelde noem nie, want die Here sal dit op jou pad bring. Met ander woorde, in die eerste plek is daar geen rede hoekom ons kan sê, ek is geïsoleerd
daar kom net nie situasies voor nie. Die Here gee vir ons elkeen geleenthede. Jy hoef dit nie te skep nie, jy hoef dit nie te gaan soek nie, dit is daar. En dan, die tweede een, as jy vir die Here kan sê, ek is 'n introvert, ek het nie hierdie liefde nie. In Engels kan ons sê, ek het nie hierdie urge nie. Jy weet mos, as mense wat 'n liefde vir mense het. Jy weet mos, daar's mense wat mense is. Jy weet, is nie ek nie. Die Here sê, nee. Hy gee vir ons die liefde. Hy gee vir ons die dryfkrag om dit te kan doen. Ons kan nie daarvan ontkom nie. Kyk maar die gedeelte, vers 15. Sê nou daar is 'n broer of 'n suster wat nie klere het nie. Daai woordjie broer en suster word in die Bybel net gebruik vir mense wat deel van die liefdesgemeenskap is. Met ander woorde, Jakobus praat met sy gemeente en hy het 'n hipotetiese argument en nou sê hy vir hulle, sê nou een van julle kom hier aan en hy skaal. Met ander woorde, hy sê eintlik vir hulle, julle het hulle lief want hulle is deel van die liefdesgemeenskap. Abraham het liefde gehad vir sy seun, die Here het dit vir hom gegee. Rahab, as hy daai gedeelte gaan lees uit Joshua uit, van Rahab, dan sien ons wat sê sy vir hierdie klomp verspieders. Sy sê vir hulle, ek glo in die Here. Ek het die Here lief. Dis liefde wat hy vir gegee het. Ons almal het dit. Dis nie ek wat so sê nie. Paulus sê so, die eind. Nou sit ek hom weer af. In Korintiërs 12 en 13. Wat sê Paulus? Ek wil nie julle met ongeingelig wees nie, ek gaan julle nou vertel van al die gawes, en wat sê, wat is die grootste gawe? Die liefde. Met ander woorde, daardie drang om goeie werke te kan doen, daai liefde gee die Here vir ons. Soos ek sê, ek is nie 'n mens, of ek het nie die drang, of ek is nie introvert nie, dan sê ek vir hom, jy lieg. En dan kom het by die derde argument, wat ons ook kan weerlê. En dis wanneer mense maklik sê, die Bybel sê, genade is jy, en deur genade sal jy gered word. Daar's nêrens 'n opdrag in die Bybel, wat sê, ek moet goeie werke doen nie. Want daar staan in die Bybel, dat die Fariseërs wat goeie werke gedoen het, in die hel sal beland. Nou wat sê die gedeelte? Die gedeelte sê, vers 14, kan so 'n geloof 'n mens red? Met ander woorde, hy sê daardeur, as jy so argumenteer, dan is jy op pad hel toe. Hy sê in vers 17, so gaan dit ook met geloof, as dit nie tot dade oorgaan nie, is dit sonder meer dood. Herhaal dit, as jy nie gehoorsaam is van daai opdrag nie, dan is jy dood. Jesus self, in Matteus 7, wat sê hy, nie elkeen wat van my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel inkom nie, maar net hy wat die wil doen, van my Vader wat in die hemel is. Jesus het dit gesê, die hele Matteus 5 tot 7, sy hele eerste preek gaan oor doen wat reg is, doen die goeie. En nie môre nie, hy het mos gesê, moenie oor môre bekommer nie, wanneer? Vandag, voor ek het vergeet. Ek lees nou eendag, ek weet nie of julle weet nie, dat die woordjie nou, was net een taal in die wêreld waar dit voorkom, en dis in Afrikaans. Nou is eintlik 'n teespraak, nee. Ek gaan dit nou doen. Nou is nou. Maar in Afrikaans het ons hierdie eufemisme. Ek gaan dit nou doen. Jy weet, ons is meesters van uitstel. Nie nou nie. Nou. Nie vandag nie. Môre. Nee. Die Here sê in die bergpredikasie vandag. As jy dit nie vandag doen nie en jy gaan dood, teken van ongeloof, jy kan hel toe gaan. Paulus in Romeine 2 vers 6, dieselfde man wat sê nie deur geloof word jy gered, sê hy sal elkeen vergeld volgens sy dade. Paulus is baie duidelik daaroor. Dade is belangrik. Goeie werke is belangrik. Nou geliefdes, ek wil afsluit. Ek het nou gesê die Here gee geleentheid. Ek het nou gesê die Here gee vir ons liefde.
ek sê die Here gee vir ons die opdrag, en nou kan jy vir my sê, maar jy sê niks van geloof nie. Hierdie 3 goed is 'n teken van geloof. Dit spel geloof. Kyk bietjie. Hy gee geleenthede. Hy gee liefde. Hy gee die opdrag. Dit is geloof. En daar is net een ou wat tussen my en goeie werke staan. En dis ek. En hoekom? Omdat ek miskien my oë toemaak vir geleenthede? Of ek maak my hart toe om sag te word? Of ek maak my ore toe? Dis al. My boodskap aan vanaand aan julle, as ek moet afsluit, ten opsigte van goeie werke, is just do it. Okay? Kom ons bid saam. Ons Hemelvader, baie dankie dat U vir ons niks vra wat U nie vir ons gee nie. Dankie dat as ons hier uitgaan en gaan kyk wat 'n geleenthede bring U op ons pad, dat U vir ons die liefde gee en dat U vir ons die opdrag gee. Dankie dat U vir ons in die Bybel sê dat Hy nooit ooit vir ons iets sal vra wat ons nie kan doen nie. Maar dat U altyd as U vir ons iets vra, dat U dit ons sal gee. En wil U gee, Here, dat ons ook die gawe van onderskeid het, om te onderskei wat die wêreld wil hê, en wat U wil hê ons moet doen. Wil U gee dat dit wat in Matteus 6 vir ons sê, dat ons allereers die koninkryk en die wil van God sal soek, dat dit vir ons duidelik sal wees. En daarom wil ek bid, Here, dat ons elke oggend as ons bid, ook sal bid, die sinnetjie, Here, wys vir my geleenthede, gee vir my liefde, en sê vir my om dit te doen. Net dit. Dankie dat U goed is, en dat U God is. Wil U gee dat ons ook goed sal wees, en goeie werke sal doen. Amen.